Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige maandagoggend. Ja, ek wil ook dankie sê vir almal wat gister 'n aandeel gehad het in ons kinderdiens hier in Wenen. Dit was toe nou 'n baie geseënde en 'n baie mooi geleentheid. So baie dankie vir almal wat 'n bydrae gemaak het. Ook vir die lekker kuier na die tyd. Vriende, ons gaan voort met Jesaja 30 vanaf vers 27. Kyk, die naam van die Here kom van ver. Sy toorn brand, dit laai op. Sy lippe is vol vervloeking, sy tong is 'n verterende vuur. Sy asem is soos 'n stroom in vloed, tot by die nek reik dit. Hy is daarop uit om die nasies te skud, in die sif van vernietiging. Hy sit teels wat mislei aan die kake van volke. Vir julle sal daar sang wees, soos in die nag van heiliging voor 'n fees, met vreugde in die hart, soos in 'n optog met fluitte, op die pad na die berg van die Here, na die rots van Israel. Die Here sal sy majesteuse stem laat hoor, dit die neerkom van sy arm laat sien, 'n heftige striemende toren, 'n vlam van verterende vuur, gietende reën, stortbuie en haalstene. Ja, vanweë die stem van die Here sal Assirië verskrik wees. Met 'n stok sal hy hom slaan. Elke hou van die staf wat straf, wat die Here op hom laat neerkom, sal onder tamboerijn en lierspel plaasvind. Met sy oorlogstuig sal hy met opgeligte hand teen die land veg. Ja, 'n brandstapel is lankal reeds gepak. Dit is ook vir die koning gereed gemaak, diep en wyd. 'n stapel met vuur en hout in oorvloed. Die asem van die Here brand, soos 'n stroom swaal daarin. Jo, vriende, ons lees tot sover. Hier sien ons die absolute teenstelling. Nee, hier kom die Here met woede en vlammen van verterende vuur. En dan hierdie absolute teenstelling. As daar staan, vir julle sal daar sang wees. En vriende, dis 'n tema wat ons nie net in Jesaja kry nie. Dis 'n tema wat reg deur die Bybel is, en veral in Openbaring ook, dat God se oordeel is gemik op die ongelowiges, nie op die mense wat aan hom behoort nie. Hierdie bring vir sy volk verlossing. En daarom is die woede van hierdie oordeel, dis eintlik wraak van God oor wat aan sy kinders gedoen is, aan wat aan sy mense gedoen is. Christene het deur die eeue hierdie tekste gevat en het op hulle self van toepassing gemaak en gesê, maar God sien wanneer sy mense te nagekom word. God sien wanneer sy mense onskuldig doodgemaak word. En God gaan daaroor oordeel. Die dood en die te nakom van onskuldige mense maak God woedend. En hy reageer daarop. Hierdie mag ons hoor. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks. Dankie dat ons dit mag lees vanoggend en mag stil word daaruit. Ja, Here, ons vra dat U deur die groot genade vir ons sal vashou. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi dag en 'n geseënde dag hê. Totsiens.